Daar's 'n sekere sindroom wat baie mense aan ly, veral gelowiges. Dit staan bekend as die Messias-sindroom. Nou dit is nou sommer net simbolies, dit is metafories, dit is nie 'n werklike mediese sindroom nie. Die Messias-sindroom. Ons dink ons is God. So, weet jy, dit wat geld vir die gewone mens en vir ander mense geld nie vir my nie. Ek hoef nie te rus nie, ek hoef nie die lewe stadig te doen nie. Nou die baie bekende en ervare, hy is al anderkant 70 jaar oud, Gordon MacDonald, wat 'n mentor is vir baie geestelike leiers, skryf verskriklik mooi. Ons rus nie omdat ons werk klaar is nie. Ons rus omdat God ons die opdrag gegee het om dit te doen en ons geskep het om dit nodig te hê. So die opdrag van God, dat ek en jy moet rus, gaan nie net oor, okay, hard werk en nou het ek rus nodig nie. Dit ook, natuurlik. Ek bedoel, ons moet hard werk, ons moet ons alles gee, ons moet toegewyd wees in die lewe, dis belangrik. Wat ons ook al doen, ons doen dit vir die Here, nie vir mense nie. Maar die belangrike rede vir rus, dis God se opdrag. En dis nie die opdrag van 'n baas nie, dis die opdrag van 'n goeie God, van 'n goeie Vader, wat sê, weet jy, ek het die mens gemaak, en dit is die tweede rede, die opdrag kom, omdat hy jou gemaak het, sodat jy nie sonder rus kan goed funksioneer, en die beste jy kan wees nie. En ek sê altyd die geheim van die lewe, is om die beste jy te wees. Want dis die beste jy, wat 'n verskil kan maak en moet maak, in ander mense se lewens. Wanneer ek en jy uitgebrand is, wanneer ons afgemat is, wanneer ons hooploos en moedeloos is, wanneer ons half pateties is, dis nie die beste jy nie. Dis nie die beste weergawe van wat jy kan en wat jy moet wees en wat God wil jy moet wees nie. Nee, baie keer is die verskil net rus, omdat God jou so, kom ek gebruik die woord, geprogrammeer het. Dit is hoe hy jou geskep het, dit is hoe hy jou gemaak het, sodat jy rus nodig het. So kom ons klim uit hierdie Messias-sindroom uit. Ons is nie God nie. Ons gaan nooit God wees nie. Ons is gebreekte kleipotte wat nodig het om te rus, om die beste jy te wees, om die grootste verskil uiteindelik te kan maak.